Brucellose is 'n veesiekte wat baie aandag moet kry, aangesien dit 'n geweldige ekonomiese impak op die veebedryf in Suid-Afrika kan hê. Dr. Dani Orendal van Veeartsnetwerk gesels vanoggend met ons. Goeiemôre Dr. Dani en welkom terug. Môre Elsa, baie dankie. Nou Dani, daar is dele in Suid-Afrika waar die siekte meer voorkom of meer problematies is as in ander dele, nie waar nie? Ja, as ons na die landskaart kyk, ons kleer hom gewoonlik sommer in. Hierbo is hy rooi. As ons praat van bo, is dit Mpumalanga, Vrystaat, Noordwes. As ons verder af beweeg na die Oos-Kaap toe, die Wes-Kaap toe en Noord-Kaap, het ons 'n relatiewe beter situasie, maar ons nou net gehoor van die probleme wat in die Oos-Kaap begin het. So waar ons gewoonlik min van die probleme gehad het met brucellose, is hy ook besig om nou in die Oos-Kaap 'n probleem te raak. Is die probleem ewe groot onder melkkuddes en vleisbeeskuddes? Dis ewe groot. Ons melkbeeskuddes in die land wat hoofsaaklik nou in die suide sit, op die weidings, het baie minder probleme want die ouens is verskriklik goed met hulle bestuur. Hulle werk baie nou met die veeartse saam, die beeste word gereeld getoets om melk te kan lewer. Met die vleisbeeste is daar nie 'n spesifieke toets wat jy nodig het om vleis te lewer nie. So daar word minder getoets, daar's minder aandag, minder intensiteit met die uitroei en die status van die kuddes. So ons het 'n groter probleem in vleisbeeskuddes omdat ons nie weet wat die status is nie. Waarom is dit so moeilik om die siekte dadelik in 'n kudde te erken? Kyk, dis nie 'n siekte wat diere doodmaak of aantas of siek maak nie. Die probleem van die siekte is veroorsaak aborsies. So dit is iets wat jy nie dadelik sien nie, maar ons het nou gesien met daar is val in die Wes-Kaap waar ons gevalle gehad het so 2 jaar terug en ons nog steeds besig daarmee, is die beheer opgeskerp en dit word baie vinnig opgetel. Daai ons het net 'n ekstra stappie van beheer saam met die veearts ingestel. Al die koeie word getoets voor hulle kalf en hulle het verskriklike goeie beheer. So dit gaan net oor die intensiteit van die ondersoek en toetse wat gedoen word. Wie is verantwoordelik vir brucellose toetse in 'n kudde? In jou eie kudde, eerste verantwoordelikheid is jou nou as 'n boer. Dis jou eie diere, die status van jou diere moet deur jou bepaal word. Wat die land van betref is dit die staat se verantwoordelikheid. Die staat het verantwoordelikheid dat daai siekte nie na jou toe versprei nie. En dit is een van die groot probleme op hierdie stadium. As ons kyk na die voorkoms van die siekte, die staat het 'n groot verantwoordelikheid want dit is een van ons beheerbare siektes in die land. Maar die boer self op sy eie plaas moet sy status bepaal en probeer sover as moontlik skoon bly. Ek verstaan. Is daar al vordering met 'n strategie om bewusmaking oor die siekte te bevorder? Ja, ons het regtig hierdie jaar, jy sal hoor op al die forums word daarvan gepraat, maar dis ongelukkig soos Suid-Afrika is, daar's 'n groot bewusmaking en daar is nou baie mense wat bewus is daarvan, maar die aksie op die grond, byvoorbeeld in die Vrystaat, waar ons een van die grootste probleme het, op die oomblik is daar nie kapasiteit om te toets vir die siekte nie. So ons het baie werk gedoen oor die bewusmaking, maar werklik die aksie van die staat op die grond is nog baie min. So daar kan meer gedoen word om daai bewusmaking te kweek. Dan kan meer gedoen word, maar dan moet nou aksie geneem word. Ja. So ons regtig, ons gesels baie oor, daar's baie bewusmaking, maar laboratoriums soos in die Vrystaat moet werk. Daar's nie 'n kwessie daar rondom nie. En dink jy dis iets wat in die toekoms binnekort sal bereik kan word, daai aksie wat geneem gaan word? Ons praat baie hard. Ons praat en ons praat gereeld met die staat, die dieregesondheidsforum van ons as veeartsnetwerk se kant af. Hoe meer druk daar geplaas word, dis die enigste manier wat dit gaan gebeur. Ja, baie dankie vir die werk wat julle doen. Dit was Dr. Dani Orendal van Veeartsnetwerk. Besoek